begin met die eerste element van gebed, aanbidding. Die Here regeer, laat die volke bewe. Hy troon oor gerubs, laat die wêreld sidder. Die Here in Sion is groot, verhewe is hy bo al die volke. Laat hulle u groot en ontzagwekkende naam prys. Heilig is hy. Laat hulle die krag van die koning prys, hy wat die reg lief het. Dit is u wat billikheid, reg en geregtigheid gevestig het in Jakob. U het dit gedoen. Verheerlik die Here ons God, buig in aanbidding voor die voetbank vir sy voete. Heilig is hy. Moses en Aaron was onder sy priesters, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Wanneer hulle die Here aangeroep het, het hy self hulle geantwoord. Uit 'n wolkkolom het hy met hulle gepraat. Hulle het sy bepalings nagekom, ook die vaste voorskrifte wat hy vir hulle gegee het. Here ons God, u self het hulle geantwoord. U was vir hulle 'n God wat vergewe, maar ook een wat hulle dade vergeld. Verheerlik die Here ons God, buig in aanbidding voor sy heilige berg, want heilig is die Here ons God. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
gebed is om op die Here te wag. Met ons hele wese wag ons op die Here. Hy is ons hulp en ons skild. Want oor hom is ons harte verheug. Ja, op sy heilige naam vertrou ons. Mag u troue liefde oor ons wees, Here, terwyl ons op u wag. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. As ons regtig tot stilstand gekom het in ons aanbidding en ons wag op die Here, is dit vanselfsprekend dat ons bewus kan raak van ons eie sonde. Dis die derde element van ons gebed. Ons begin met 'n vers wat jy kan gebruik om jou skuld te bely. Wees my genadig, o God, volgens die troue liefde. Wis my oortredings uit, volgens u groot ontferming. Nou volg 2 verse om vergifnis en herstel uit dieselfde Psalm. Skep 'n rein hart vir my, o God. Vernuwe 'n bestendige gees in my binneste.
moet my tog nie weggedryf uit u teenwoordigheid nie, en moet u Heilige Gees nie van my wegneem nie. Psalm 51:12-13. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die vierde element van gebed vloei uiteraard voort uit die vorige elemente, waar ons deur aanbidding en wag op die Here in sy teenwoordigheid gekom het, en ons alles wat skeiding maak tussen ons uit die weg geruim het, kan ons nou die beloftes van die Here aangryp en in gebede omskep. Die vierde element is dus om die woord te bid. Veral ware mense, watter behoeftes lê die Here nou op jou hart? Maak jou mond wyd oop, sodat ek dit kan vul.
want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons kom by die 5de element van gebed, om te waak. Dink na oor uitdagings en hindernisse wat gelowiges plaaslik en wêreldwyd ervaar. Watter uitdaging of hindernis lê die Here nou op jou hart? Paulus roep ons op, by elke geleentheid, wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees, deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Bring hierdie saak nou voor die Here en pleit vir sy optrede.
Ons sluit af met die belydenis, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons kom by die 6ste element van gebed om in te tree vir, om voorbidding te doen. Dink na oor sake wat die Here op jou hart plaas om voor in te tree. Bid nou een vir een daarvoor. En onthou om in jou voorbereiding in die toekoms aandag te gee aan werkers, deure en vrug. Ons sluit af met die bevestiging van ons geloof, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Ons kom by die 7de element van gebed om te vra. Dink na oor sake wat jy vir die Here wil vra. Skou dit van elke kant. Bid nou een vir een hierdie sake deur en wees spesifiek. Dink dit goed deur. En ondersoek ook jou hart waarom dit vir jou belangrik is. Jy kan natuurlik meer tyd neem om die versoeke verder te neem en onthou om dit neer te skryf in jou joernaal. Ons sluit af met die bevestiging van ons geloof, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Na die gewigtige gebede van waak en voorbiding, kom ons by die dankbaarheid en vreugde wat God in ons harte gee, omdat hy ons hoor en ons ook verhoor. 8ste element is dus dankie sê. 'n Psalm, 'n lied vir die Sabbatdag. Dit is goed om die Here te dank, om u naam te besing, Allerhoogste, om in die môre u troue liefde te verkondig en u trou in die nagte, met 10 snarige instrumente, met harpe en die speel van liere. Want u maak my bly met u werk, Here, oor u handewerk jubel ek. Hoe groot is u werke, Here, hoe uitermate diep u gedagtes. Sê dankie vir geestelike seëninge wat die Here vir jou gegee het, ook deur die geloofsgemeenskap waaraan jy behoort. Sê dankie vir materiële en fisiese seëning wat die Here vir jou gegee het. Sê dankie vir die vrug in jou lewe, spesifiek ook deur die dinge wat vir jou moeilik was om te hanteer. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek kan jou amper wet dat jy nie gedink het sing gaan een van die temas van gebed wees nie. Of miskien is dit net ek wat nie voorheen daaraan gedink het om dit in te sluit in my lering oor gebed nie.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons kom by die 10de element van gebed om na te dink of te bepeins. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor het en in my gesien het, hou aan om dit te doen. En die God van vrede sal met julle wees. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons kom by die 11de element van gebed om te luister.
Vra dat die Here jou binneste sal vul met gedagtes wat van hom afkom. En dat hy daarmee saam vir jou skrif sal gee wat dit bevestig. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons kom by die laaste en 12de element van gebed, om God te loof en God te prys. Dink terug aan alles wat jy die afgelope tyd in gebed ervaar en geleer het. Loof die Here in jou eie woorde. Dink vooruit aan dinge wat jy vir die Here gevra het en loof hom dat hy sal antwoord.
want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.